Goeiemôre julle. Ja, ons is nou weer vandag hier. Ek weet nie, ek is vandag hier en julle is dalk môre hier. Maar ons is saam en ons wil meer leer oor konflikhantering vandag. Dis die sessie waarby ons stil staan in Bybelse berading en konflik of disipelonderrig en konflikhantering. Nou, julle sal sien in julle studiegidse ook, sal julle sien daar so, by die opskrif van die studiegids is daar 'n voetnootjie en daai voetnootjie sê dat hierdie lesing vir die sessie baie sterk gebaseer is op Wayne Mack se boek, Your Family God's Way is hierdie boek van Dr. Wayne Mack. En ek het ook my goeders baie sterk daarop gebaseer en julle sal sien ook dit wat ek met julle behandel kom ook uit die studiegids. Ek het weer goeders bygewerk. Ek sal weer vir julle die PowerPoint skyfie stuur en ook die notas wat daarmee saamgaan. So ja, maar dit is waarby ons vandag gaan stilstaan dan, is konflikhantering. En ek dink dis 'n baie belangrike onderwerp, die hele saak rondom konflikhantering. Veral vir disipels. Die manier hoe disipels konflik hanteer is net ontsettend belangrik. Jesus sê daar in Johannes 13 vers 35, hieraan sal die mense weet dat julle my disipels is daar liefde onder mekaar is, en daarom is dit so kernbelangrik vir disipels om konflik reg te hanteer. Dis die mees basiese merkteken van die Here Jesus se disipelgemeente is dat dit 'n gemeente is, dat dit mense is, 'n nuwe volk is, gesinne is, huwelike is, waar daar weer liefde gekom het. In die wêreld is daar oneenigheid, in die wêreld is daar haat, dis wat sonde doen. Dus as ons oorgekom het uit die duisternis, uit die koninkryk van die wêreld, oorgekom het in die koninkryk van God, in die koninkryk van die seun van sy liefde, as ons oorgekom het uit die duisternis in die wonderbare lig, dan moet ons lewens radikaal verander, weg van konflik, weg van, laat ek eerder so sê, ons kan konflik nog hê, ons sal nou dit sien ook, maar ons lewens moet radikaal verander van 'n haatmanier van konflik hanteer, na 'n manier toe waar ons al hoe meer groei in heiligmaking, na eensgesindheid, liefde, vrede, en belangrik dan, daai eensgesindheid, liefde en vrede, is nie maar net verdraagsaamheid, 'n onbybelse verdraagsaamheid, waar ons maar vrede maak met sonde en dan maar aangaan nie. Nee, dis werklike Bybelse, evangeliese konflikhantering tot eer van God. Dit is uiteindelik die groot doel, en dis mos die groot doel van disipelonderrig, Bybelse berading, is uiteindelik Christusgelykvormigheid, mense wat God verheerlik en hom geniet, en dit is ook waarna toe ons konflikhantering dan beweeg. Nou soos ek gesê het, konflik, julle sal sien op daardie eerste skyfie waarby ons nou is, konflik is deel van ons lewens. Ons ken almal op 'n manier konflik, ons beleef dit in ons huwelike, ons beleef dit in ons gesinne, 'n mens beleef dit in jou plaaslike kerke beleef dit tussen mekaar. Dan praat ons nog nie eers van die konflik in die wêreld nie, ons gaan nie eers daaroor praat, ons praat nou spesifiek vandag oor konflik tussen Christene, tussen disipels. En so ons beleef hierdie konflik, maar dan is konflik ook 'n werklikheid in die Bybel. Die Here praat daaroor met ons in sy woord. Paulus praat daaroor in sy Nuwe Testament briewe. En onthou nou, briewe is geskryf, Paulus se briewe is geskryf vir gemeentes, dus disipelgemeentes, dus mense wat gelowig geword het en Jesus begin volg het, en dan skryf Paulus vir daardie gemeentes in sy briewe oor konflikhantering. So konflikhantering is deel van disipels se lewe, maar dit moet op 'n nuwe manier hanteer word. Paulus sal byvoorbeeld skryf in Romeine 12 vers 18 sal hy sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So daar sien ons, hy sal nie hierdie sê as daar nie iets is soos konflik nie. So mens net blaai na hoofstuk 14 toe, en daar sien 'n mens, daar was 'n konflik situasie in die gemeente. Hoe moet 'n mens lewe met Christelike vryheid? Hoe
hoe hanteer jy jou Christelike vryheid? Want party ons het dit op hierdie manier hanteer, ander ons op daardie manier, party ons het gesê, ons is vry om allerhande kos te eet, ander ons het gesê, nee, so dadelik is daar konflik, hoe hanteer 'n mens dit? En dan sê Paulus in Romeine 14 vers 19, laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Daar sien 'n mens weer eens, daar was 'n konfliksituasie wat hy moes hanteer, en julle sal sien, mens kan nou daar deur die Nuwe Testament briewe gaan, daai voorbeelde wat ek daar uit 1 Korintiërs 1 vers 10 en 11, Galasiërs 5 vers 15 praat Paulus van julle eet mekaar op soos honde en dit moenie so werk nie. In Filippense 4, ons bly gaan soontoe, is daar hierdie twee vrouens in die gemeente van Filippi. En die gemeente van Filippi was regtig 'n gemeente waarin daar dinge soos liefde en so sterk uitgekom het. Maar dan is daar hierdie twee vrouens daar in Filippense 4 vers 2. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ek vra jou dan ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. So hierdie twee vrouens, saam met Clemens en saam met Paulus se metgesel, want ek daar praat, sy name is in die boek van die lewe, hulle is dus uitverkies. God het aan hulle wedergeboorte geskenk, hulle het gelowig geword, hulle het tot bekering gekom, maar op die oomblik is daar 'n reuse struweling tussen hierdie twee vrouens. Soveel so dat Paulus wat op die oomblik in Rome sit, daarvan gehoor het, en hy moet daaroor praat. En wat hulle nodig het, hulle gaan nie eers op hulle eie hierdie probleem kan uitsorteer nie, want Paulus vra sy opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam. In die uitsortering van hulle probleem, hulle konfliksituasie. So, ek dink dit is belangrik, ons sien dit dus, dat ons as disippels konflik gaan beleef. Waarom is daar konflikte? Of konfliksituasies, nou julle kan gaan kyk, daar in julle studiegids, daar is so mooi, lekker lang lys ook daar gegee, maar ek dink die goed wat belangrik is, mens het so vinnig wil net 'n paar goed uitlig, en mens het verskillende voorkeure en afkeure, en nou lewe mens saam, ek dink in 'n huwelik, daar waar mense baie naby is, daar sien mens, hoe kom my goed baie sterk uit, né? Dis verskillende voorkeure en afkeure, ons is 'n hegte gemeente, dalk nie 'n baie groot kerk, plaaslike kerk nie, 'n regtige hegte gemeente, en daar begin jy te leef, jy weet, en jy sê so 2-3 jaar saam met mekaar in die pad af, en dan begin die goed nou nogal uitkom, jy weet. Ons dink verskillend oor opvoeding, en ons het verskillende opvoedings gehad, ons het kom uit verskillende kulture baie keer, ons het verskillende waardes, verskillende persoonlikhede, verskillende perspektiewe op politiek, en allerlei goeters, en dit kan regtig, dis verskille, en dan kan daar verskille konflikte word. Ander dinge speel ook 'n rol, party mense is neem maklike en vinnige besluit, ander ouens is stadig en wil deur allerlei goed werk, en dit irriteer die ouens dat vinnig is, en daar kom konflik. Party ouens is altyd betyds, ander ouens is altyd laat. Ek het dit nogals al beleef, en dit kan 'n mens, ek is dalk bietjie meer van 'n ouens wat betyds wil wees, en dan is ons laat, en dit kan mens gedaan maak, maar so hoe hanteer jy dit? Mense verskil selfs oor hoe kos hard maak. Ek dink as jy verskillende kulture by mekaar kry, verskillende agtergronde, mense verskil oor goed soos kerk. As jy nou mense, 'n man kry wat uit die gereformeerde kerk kom, en sy vrou kom uit die NG Kerk, ergens gaan hierdie goed met mekaar, jy weet, wat maak jy mee, want daar is regtig verskille oor goed, tersienings, ja, dit bring verskille, en daar verskille kan konflikte word. Hoe maak ons nou? Wat maak ons met hierdie goeters? Nou ja, daar's nog so lekker lang lys daar in die studiegids. Wat is ons konsep en ons verstaan van huwelik? Wat is die rolle van man en vrou in huwelik? Ek het dit al gehad met voorhuwelikse voorbereiding en sulke goeters met ouens, dat ek het so 'n boek van Jay Adams van Daar's Hoop vir die Christelike Huisgesin, en daar was goeters daar uit daai boek wat ek vir die ouens gegee het om te lees, en dit het hierdie vrou net so afgesit, dat ja, sy het net niks gehou van die hele ding van 'n vrou moet onderdanig wees
ander man nie. So hierso is dis goed wat ons moet deurwerk baie maal, né? Ons dink verskillend oor finansies. Kyk, ek is iemand wat maklik geld uitdeel en my vrou moet die begroting hanteer en dit raak, dis is vir baie moeilik en hoe hanteer mens hierdie goeders? Voorkere oor ontspanning, hierso is nou hierdie een ou, hy hou vreeslik baie van om te gaan stap in die Drakensberge, maar die ander ou is nie so vreeslik mal oor sulke soort ontspanning nie. Dis sulke goed wat baie mal daai soort verskille kan ernstige konflik partykeer word. So, ons sien daar is een reuse lot goed waaroor disippels konflik met mekaar kan hê. Nou kom hierdie konflik en dan het ons nou 'n reaksie daarop. En dis die volgende skyfie waardeur ons bietjie wil werk. Wat is ons reaksie daarop? Nou, konflik ontstaan uit ons sondige hantering van verskille. Onthou verskille tussen mense is nie verkeerd nie. God het in die begin die 2 Adams gemaak, nie? Hy het 'n Adam en Eva gemaak. Nou voor die sondeval is daai verskille geensins 'n probleem. Dat elke een 'n persoon op sy eie is met 'n verskillende persoonlikheid en so goed, geen probleem nie. Na die sondeval word verskille nou ingewikkeld. Want ons hantering van goed gebeur nou op 'n sondige manier en dan ontstaan daar konflik. Nou, en konflik is nie lekker nie. En die Bybel sê dit vir ons. Kom ons maak ons Bybels bietjie oop by Psalm 133. En ons gaan nou nog meer kyk na Psalm 133. Kom ons net gou my Bybel daar oopmaak by vers 1. Nou kan julle Bybels ook sin toe doen. Psalm 133, daar 'n Psalm is 'n bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook saamwoon, sê vers 1. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit. Daai lieflik, die Hebreëse woordjie naïm, en dit sê, luister, daar is net mooi niks wat soveel satisfaksie gee. Hierdie is regtig bevredigend. As broers saamwoon, die kerk van die Here saamwoon, gelowige gesinne saam is, en so wat is die teenoorgestelde daarvan? As daar konflik is, dan is dit nie meer goed en lieflik nie. Dan is dit sleg en mislik. En so ja, dit is konflik bring pyn en dit is baie maal die oorsaak dat gelowiges uit mekaar uitbars. Ouens in een plaaslike kerk verskil so van mekaar, hier kom hierdie reuse konflik wat party ons later uit die kerk uitgaan en na 'n ander kerk toe gaan, maar die konflik is net opgelos nie. Of in 'n huwelik skei mense. So ja, dit is regtig baie sleg en dit is wat gebeur met konflik. Ek dink 'n mens kry 2 groot reaksies in konflikhantering, die vlugreaksie en die vegreaksie. Die vlugreaksie kan iets wees soos, hierdie konflik is besig om te gebeur, maar ons ontken dit maar net. Ons leef asof dit maar nie bestaan nie, ons hoop dit gaan van self weg. Ne? Ek is baie keer so, en ag, dit werk nooit nie. Dit goed gaan nie van self weg nie. En mens sien dit in 2 Samuel 13 is 'n voorbeeld daarvan, daar soos Amnon, en hy verkrag sy halfsussie, Tamar, en Absalom is Tamar se regte boetie, en dan nou, Dawid moes nou verskillende vrouens gehad, en dan beplan Absalom hierdie moord op Amnon, 2 jaar, en dan maak hy vir Amnon uiteindelik dood, en in daai hele stuk openbaringsgeskiedenis dan 2 Samuel 13, figureer Dawid net nêrens nie, hy is op hierdie agtergrond ou wat net nêrens figureer nie, hy hanteer nie as pa van die huis en as koning van die land hierdie krisis nie, hy los dit maar net. Hy ontken die konflik, hy hoop dit gaan weg, maar dit doen nie, dit word net al hoe erger. Die ander
reaksie by die vlugreaksie is om te onttrek. Nou is dit nou nog gesê, mense skei dan nou maar liewer. Maar, hulle sal sê, maar ons kom net nie oor die weg, ons persoonlikhede clash te veel, ons kom net nie reg met mekaar. Dis natuurlik nie die Bybelse oplossing nie. Want Isak en Rebekka, God het hulle by mekaar gebring daar in Genesis 24, en tog het Isak en Rebekka moeilikheid met mekaar gehad. Nou as God mense by mekaar uitbring, jy moet nie sê hulle het een of ander persoonlikheidsprobleem of iets, God het hulle by mekaar gebring. Dis deur God bepaal. Want elke huwelik is deur God bepaal. Ons sê dit ook in ons huweliksformulier. God bring tot vandag nog in sy voorsienigheid mense by mekaar. En twee sondige mense, twee disipelmense, maar hy gee ook die middele om hierdie konflik te hanteer. Maar ons sondige onttrekreaksie sê, kom ons los dit net liewer, kom ons gaan net uit mekaar uit. Dis dalk maar die beste dat ons net uit mekaar gaan. Beter vir die kinders, dat ons nie so baie beklei en al sulke goed nie. Maar ons loop nie God se pad nie. Amen. Dis 'n sondige manier van konflik hanteer. Dan kan mens kry mens die vegreaksie wat net so sondig is. Ek sal iemand intimideer, ek stoomroller hom, ek begin allerlei kinderstories om te vertel. My manier van in 'n vergadering met ouens werk is net ek intimideer, ek sal selfs aggressief raak en al sulke goeders, daar stoomroller effek. Mens lees byvoorbeeld in Handelinge 6 vers 9 tot 15 oor hoe daar met Stefanus gemaak is, daar word agter hom geskinder, daar word ouens teen hom opgesoot, sulke tipe van goeters. Christene vat mekaar hof toe. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 8. Ons maak mekaar selfs dood. Wel in ons harte maak ons mekaar dood. 1 Johannes 3 vers 15 sê as ons haat, dan het ons al klaar moord gepleeg, en Jesus sê as ons vieslik met mekaar praat daar in Matteus hoofstuk 5 vers 21 en 22, dan sal jy verantwoording moet doen in die helse vuur, dis soos moord. En ons het al hierdie goeders, dis alles verkeerde maniere van konflikhantering. En nou, kom ons by die baie belangrike ding dan. Ons sien konflik is 'n werklikheid. Ons sien hoe ons dit op sondige maniere hanteer. Maar nou kom die evangelie na ons toe. En dit sê maar, as disipels, mag ons nie hierdie man net los nie. Ons kan nie voortgaan op hierdie twee verkeerde paaie van om konflik te hanteer, hierdie vlugmanier en die vegmanier. Ons kan nie daarmee aangaan nie. Ons moet daarmee werk op 'n evangeliese manier. Die vraag is, hoekom is dit so belangrik? Nou wil ek eers weer bietjie na Psalm 133 kyk. Daarso sê Dawid nou, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers saamwoon. Met ander woorde, hierdie is 'n situasie wat absoluut net begeerlik is. Dis iets wat ons moet soek. Dis iets wonderliks. En dan verduidelik hy in vers 2 en vers 3 met 2, dit is so sinnetjies. Met daai dit is so sinnetjies, verduidelik hy vir ons hoe begeerlik is. Daai so sin vergelyk die begeerlikheid van broers wat saamwoon. Daai broers wat saamwoon gaan oor die volk van die Here daar in die Ou Testament, dis die Nuwe Testament kerk in die Nuwe Testament. Dis die Christelike huisgesin, die Christelike huwelik. En dan vergelyk Dawid met daai soos sinne vir ons die lieflikheid en die goedheid van hierdie saam wees. Daar in vers 2 sê hy, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Nou waaroor dit hier gaan is, dit gaan in die versie 2 nou oor die salwing van Aaron as hoofpriester. En hy is met hierdie kosbare salfolie gesalf. Daar in Exodus hoofstuk 30 word daarvan vertel, en Exodus 29 ook, van die salfolie en hoe dit gemeng is. En dan word daar gesê ook, hoekom word daar Aaron gesalf? Want met salwing is 'n merk of 'n teken of simbolies van hierdie hoofpriester Aaron word nou deur die Here self in sy ampt gestel. En
Hy word, dis ook simbolies van hoe die Heilige Gees oor hom kom en hom dan bekragtig om sy amptswerk te doen. Nou sê Dawid, daardie een wees is soos daai salfolie. Die een wees wys, hier het iets gebeur in hierdie gemeente, in die Christelike gemeente, het daar iets gebeur. Dit is soos salwing. En nou moet ons dit onthou, nie? In die Ou Testament is Aaron die hoëpriester, maar Israel is 'n volk van priesters, sê Exodus 19 vers 6. En dit het nie in die Nuwe Testament verander nie. Die kerk is die Here se volk van priesters, want Petrus al daar uit Exodus 19 vers 6 aan in 1 Petrus 2 vers 9 en hy sê, julle is 'n uitverkore volk, 'n heilige priesterdom of 'n koninklike priesterdom. Julle kan daai, ek het nou nie die woorde so presies in my kop nie, maar dis wat hy daar sê. Die een lyn van die kerk uit die Ou Testament en die Nuwe Testament lê deur ons is heeltyd priesters, gesalf met die Heilige Gees om ons werk te kan doen. En wat doen 'n priester? 'n Priester is 'n middelaar. Priester bring God na die mense toe en die mense na God toe. En die Ou Testament Israel daar in Kanaan moes deur hulle lewe God na die wêreld toe bemiddel en die wêreld na God toe bring. Die Nuwe Testament plaaslike kerk moet God na die dorp, die gemeenskap daar om jou uitleef en die dorp na God toe bring. Dis ons roeping. En nou is ons een wees tekenend daarvan dat God se salwing met die Heilige Gees daar by ons werk. Dis hoekom ons so een kan wees. En juist dit is 'n boodskap in die wêreld in. Dit sê, ons verkondig daarmee as priesters, wêreld om ons, dorp om ons, gemeenskap om ons, bure van ons, sien julle hoe goed is God? Sien julle die eenheid by ons, die goedheid en die lieflikheid van hierdie eenheid? Dis ons God, dis hy wat dit kom doen het. Johannes 17 sê Jesus, daardie eenheid sal wys dat God sy seun gestuur het om weer vrede te kom maak tussen God en tussen mense onderling. So daarom is dit so goed en lieflik en is deel van ons roeping, daarom kan ons konflikte nooit los nie. Versie 3 van daai Psalm 133 sê, dit is soos, daai eenheid, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion. Nou, dou is belangrik in Kanaan, want veral in die droë somermaande, dis soos in die Kaap lyk my in Kanaan, het reën nie in die somer daar nie, dit reën het in die winter, vreeslike affære, ek het dit nog nooit beleef, ek lewe nog my hele lewe lank net in die ou Transvaal, maar, ja, en jy sit veronderstel om in die somer te reën, en het reën in die somer hier by ons, deur die Here se genade, is net so goed vir ons, maar daar in Kanaan, reën het in die somer nie, so jy het dou nodig. Ok, die dou is geweldig belangrik vir die landbou, en dit dou ook baie, veral Hermon, by die berg Hermon, dou dit geweldig baie. En dis deel van die Here se seën, hy het dit beloof, toe hy vir Israel Kanaan gegee het hy dit beloof, ek moet nou net bietjie so toe gaan op die skuif, ekskuus julle, ek het nog nie so toe gegaan nie, daar is hy. Genesis 27 vers 28, Deuteronomium 33 vers 28, Hosea 14 vers 6, Sagaria 8 vers 12, praat van die dou as die Here se seën, die Here se lewe wat hy gee. En nou sê Dawid, daai eenheid tussen broers, daardie eenheid in die kerk, wys dat die Here se seën en lewe, soos die dou seën en lewe gee, soos ook die eenheid, dit wys dus dat hier gee die Here waarlik lewe. In die wêreld is daar haat en dood en mense bars in oneenigheid uit mekaar uit en in konflik uit mekaar uit. In die kerk het dit anders geword. Ons eenheid wys, ons is die salwing met die Gees deelagtig, ons kan as priesters in die wêreld werk, ons eenheid wys, hier werk en is die Here wat vir ons seën en lewe gee. Daarom is ons nie meer in haat en oneenigheid besig om uit mekaar uit te bars. En weet julle, dit is net so 'n geweldige belangrike ding, hè? Ons katekismes, as ons katekismes praat oor ons sonde verlorenheid, by vraag en antwoord 5, en vra dit, vra eers in vraag en antwoord 4, of eers vraag en antwoord 3 sê, waaruit ken jou ellende? Uit die wet van God, Romeine 3 vers 20. Wat is die wet van God van ons? Christus vat dit saam vir ons
in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En die tweede hieraan gelyk, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Kan ons dit alles onderhou? Vraag en antwoord 5. Nee, want ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Daar's ons krisis. Voor wedergeboorte, voor geloof, voor bekering, haat ons God, haat ons naaste en bars ons in onenigheid uit mekaar. As ons saamkom, dan is dit Psalm 133. Kyk hoe goed en lieflik is dit. Ek bedoel nie as ons saamkom en as ons tot bekering kom. Kyk hoe goed en lieflik is dit dat broers nou weer kan saamwoon. Daarom is ons hier by die basiese ding van die Christelike godsdienst, die basiese ding van disipel lewe. Dis 'n lewe weer in liefde vir God, liefde vir mekaar, en daarom moet ons die konflikte, wat daar nog is, op die weg van heiligmaking, dan anders begin hanteer as wat ons konflik in die wêreld hanteer. So hierdie is net so uiters belangrik. Ons kan dit net nooit maar net los nie. Nou is die vraag, hoe moet ons dit dan hanteer? Hoe moet ons dit hanteer? Nou, ons kom dit agter as ons Bybels nou oopmaak by Jakobus. Nou, mens kan seker nou na ander tekste ook gekyk het, maar ek dink daar, Dr. Mac gebruik Jakobus, en daar in julle studiegids ook. Ek dink dit spreek my baie sterk aan, daardie gedeelte Jakobus 4. En die heel eerste ding, wat ons raak sien, wat Jakobus vir ons wys in Jakobus 4, is dat ons moet besef waar ons konflik begin. Dis die heel eerste ding, ons moet besef waar ons konflik begin. En mens sien dit in Jakobus 4 vers 1 tot 6. Kom ons gaan daar die verse. Dit is ook daar op die skyfies, het ek dit vir julle so baie skematies of baie geraamteagtig uiteengesit. So ek gaan nou baie meer sê wat op die skyfies staan. Julle kan julle Bybels oopmaak en kom ons kyk daarna en kom ons vra die Here ook as ons die deurwerk dat dit ons nie regtig moet aanspreek. Nou, Jakobus sê dan vers 1, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Nou met daai oorloë en vegterye, en dan, moet nie dit sê, met wie praat Jakobus nou? Vers 1 sê Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Nou, hy is hier besig, as hy praat van die 12 stamme, dan praat hy nie van die letterlike volk Israel nie, hy praat hierso van Christen Israeliete. Dit is alles wat Christene geword het, hulle is disciples in die eerste plek, en nou skryf, praat hy so met hulle, en my sien ook hierso weer die kontinuë lyn van uit die Ou Testament in die Nuwe Testament in, dat die volk van die Here is Israel, nou in die Nuwe Testament is dit, die Israel van God, is die kerk. So, hy is besig om in die kerk in te praat. Nou, sê hy, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? So, nou hier is 'n krisis in die kerk, tussen gelowiges. Dit praat van ernstige konflik, oorloë en vegterye. En nou, die volgende sin wat Jakobus dan praat, dan vers 1, gee vir ons die antwoord deur middel van 'n retoriese vraag. 'n Retoriese vraag het 'n ja antwoord. Hy sê, kom hulle nie hier vandaan, daai oorloë en vegterye, daai konflik. Kom hulle nie hier vandaan, van julle welleste, wat in julle lede stryd voer nie. Kom ons gaan net bietjie in op dit wat Jakobus daar sê. Hy sê met ander woorde, weet jy wat? Hier is die oorsprong van julle konflik. Dis julle welleste wat stryd voer of oorlog maak in julle lede. Nou ons moet nou lekker bietjie net ingaan waar daar staan. Hy sê daai welleste kan ons ook vertaal met begeerte, dis die Griekse woord hedonia, hedonis, ons hedonis kom ook daarvandaan. Dit is 'n begeerte, dit is 'n begeerte na genot, dis 'n begeerte na iets wat jou bly maak, dit is iets wat jou satisfaksie verskaf, en nou is daar die begeerte hier in jou,
en dit voer oorlog in jou, sê ons Bybelvertaling, wat in julle lede oorlog voer. Daai lede is ek, dit is my ledemate, kan 'n mens sê. Nou ek dink mens kan daai in julle ledemate stryd voer, ook vertaal met deur, is die Griekse voorsetseltjie en hy het ook die betekenis van deur, en dan maak dit nogal sin ook saam met vers 2, Jakobus sê dan daar, kom hierdie oorlog, hierdie konflik, nie hiervandaan, dat julle begeertes, of van julle begeertes af, wat deur middel van julle ledemate, of van julle lywe, of van julle selwe, oorlog maak nie, stryd voer nie. So daaroor hier is die begeerte in jou, wat bevredig wil word, en hy organiseer 'n oorlog hier in jou, en hy gebruik jou tong, hy gebruik jou brein, hy gebruik jou siel, jou verstand, jou hart, hy gebruik jou hande, jou vuiste, in konflik, om daardie begeerte te bevredig. Daarom sê Jakobus ook, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan nie niks verkry nie. So dis waar ons konflikte vandaan kom. Dis begeertes hier in ons. Dit moet ons raak sien. Dis die heel eerste ding. Dis begeertes in ons wat konflikte veroorsaak. Nou is die volgende ding wat ons vir onsself moet afvra. Wat 'n soort begeertes is hier? Ons moet dieper ingaan op hierdie begeertes. En as ons daar by vers 2 kom, dan begin ons iets agterkom daarvan. Jakobus sê, julle begeer, is in vers 2, en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie, en dan hierdie laaste woord, of julle veg en maak oorlog, en julle het nie, en, ja, hierdie is nou belangrik, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. So hier is iets van hierdie begeerte. Ek lewe met begeertes, maar ek probeer dit op 'n verkeerde manier bevredig. Ek bid nie. Ek vra nie vir God nie. Ek probeer dit op my eie bevredig, op menslike maniere probeer ek begeertes bevredig, op behoeftes bevredig, en dit werk nie, en dan kom daar as gevolg van daai ontevredenheid oor my begeertes nie bevredig is nie, kom daar konflik. Kom ons vat 'n paar voorbeelde om dit 'n bietjie te verduidelik. Ek sal byvoorbeeld bevrediging of aanvaarding of respek of versekering dat ek daarom iets beteken by mense in my gesin of in my plaaslike kerk waar ek lidmaat is, soek. En dan kry ek dit nie. Julle kan gaan lees daar in Dr. Max se boek ook op bladsy 204 en 205, praat 'n bietjie daaroor. Dan kry ek dit nie. Met ander woorde, sien julle wat het ek gedoen? In plaas daarvan dat ek na God toe gegaan het met behoeftebevrediging, het ek na mense rondom my gegaan en hulle kan dit net nie gee nie. Mense kan dit nie gee nie. Psalm 146 sê 'n mens gaan dood en dis daarmee en sy plan is daarmee. Mense om ons God het hulle nie gemaak om ons te bevredig met goed soos aanvaarding en respek en allerlei sulke goed nie. En dan word ek kwaad. Ek voel hulle waardeer my nie. Dan onttrek ek en ek het hierdie stil stuipe. Ek manipuleer met woede. Of dreigemente dat ek weer in daai erge depressie gaan verval, of ek sal aandag probeer kry deur altyd een of ander lewenskrisis te hê, want dan is daar mense wat na my toe kom en my na iets laat voel, jy weet, of ek begin in jaloesie leef teenoor hierdie een wat aanvaarding wel kry en aangeprys word terwyl ek niks kry nie. Ek is bang, totaal ontnigter, sonder rigting en woedend gelyk, omdat 'n goeie vriend van my wegtrek. Sien julle, ons het na die mense rondom ons gegaan. Ons het nie gebid nie, maar na mense rondom ons gegaan, en dit, dan sukkel ek met
behoeftebevrediging, ons gaan nou verder daaroor praat, en dit veroorsaak konflik. Die begeertes hier binne in my veroorsaak konflik. Maar nou is daar nog iets van hierdie begeertes. En ons sien dit as ons nou aanlees daarna vers 3 en 4 toe. So hier in vers 3 en 4 gaan ons sien dat daar begeertes gaan nie net oor dat ons dit op 'n verkeerde manier wil bevredig met mense deur mense rondom ons byvoorbeeld nie in plaas van om na God toe te gaan nie, maar dat hierdie begeertes in sigself nie regte begeertes is nie, dat dit sondige begeertes is en dat die bevrediging van die sondige begeertes besig is om konflik te veroorsaak. Nou, ons sien dit dan in vers 3, waar Jakobus sê, julle bid, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. En wat hy in vers 3 vir ons sê, is dat die motief agter ons gebed is heeltemal sondig en verkeerd, omdat die begeerte waarvoor ons bid, en die bevrediging van die begeerte waarvoor ons bid, 'n verkeerde, sondige begeerte is. Daai welles waarvan vers 3 praat, is weer dieselfde welleste as vers 1, is begeerte. En hy sê, ons bid, en dan vra ons vir God met ander woorde, om nou hierdie begeerte van ons te bevredig. Maar dis 'n verkeerde begeerte. Dis 'n sondige begeerte. En ons sien dat as ons aanlees daarna vers 4 toe, hy praat daarvan egbrekers en egbreeksters. Hy noem ons egbrekers en egbreeksters. En hoekom sê hy dit vir ons? Dat dit is 'n Ou Testament manier van praat. In die Ou Testament, wanneer die Here se volk van hom af weg beweeg, dan hy sê die volk hoereer van hom af weg. Hulle word egbrekers of egbreeksters. Hier is die verbondsverhouding, wat Hosea baie sterk werk met, is soos 'n huweliksverbond. En nou, as die volk ander gode het, dan is hulle besig om weg te hoereer. En op hierdie stadium praat Jakobus met ons nou op dieselfde manier. En dit beteken ons begeertes is ander begeertes as God. Dis anders as Asaf. Asaf sê, Here, daar is niks op aarde behalwe U wat ek begeer nie. Maar nou het dit vir ons anders geword. Ons het ander begeertes hier in die wêreld. Jakobus praat in vers 4 van, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld, of weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap met God is, soos daar soos ons begeertes. Ons het vriende in die wêreld, ons het goeders in die wêreld, begeertes uit die wêreld, begeertes in myself, begeertes in die wêreld. Ek begeer dit, en ek wil dit bevredig hê, dit word my drang, dit word my smagting, en dan vra ek vir God, om my begeerte te bevredig. Intussen tyd, is God veronderstel om ons begeerte te wees. God is veronderstel om ons versmagting te wees. God moet vir ons die belangrikste een wees. Maar nou vir ons hom, om hierdie sondige begeertes van ons te bevredig. Dit is eintlik 'n verskriklike ding wat ons doen. Dit is soos 'n vrou, 'n slegte vrou, wat vir haar goeie man vra, om haar manlike prostituie te betaal, om haar te bevredig. Dit is verskriklik, dis wat ons doen. En dis hoekom Jakobus ons so verskriklik ernstig aanspreek, en hy sê, dis daai goed in julle. God verhoor dan natuurlik nie daai gebede nie, en nou het ons nie vervulling van daai begeertes van ons nie, en nou begin dit 'n oorlog word hier binne in ons, omdat ons begeertes nie vervul is nie, en daai oorlog woed hier in die gemeenskap rondom ons, en daar kom ons konflikte vandaan. As mens na vers 5 kyk, dan sien 'n mens ook, dat daai begeertes van ons verkeerde sondige begeertes is, van daar so staan, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. En met jaloersheid begeer die gees, hoekom? Want God is 'n jaloerse God. Ons hoor dit mos in die tweede gebod, net daar in Exodus 20 vers 5, want die Here jou God is 'n jaloerse God. Exodus 34 praat ook van die Here wat 'n jaloerse God is, daarom mag jy nie ander gode hê nie. Hy begeer 'n verhouding met jou alleen, en hy wil hê, jy moet hom alleen begeer. Hy moet die een wees wat jou absoluut bevredig. Hy moet die een wees wat jou alles is, en hy is alles. Hy is die bron van lewende water. By hom is die fontein van die lewe, sê Psalm 36 vers 10. Daar's niks beter as die Here nie, en hy wil hê ons moet hom daarom begeer. Ons moet hom daarvoor soek.
Hy moet vir ons die belangrikste wees, maar nou het ons hierdie verkeerde begeertes in die wêreld, en dit veroorsaak konflik, ons moet dit raak sien. Vers 6 sê dit ook weer, maar hy gee groter genade. Met ander woorde, God is 'n God wat genade gee, maar wanneer gee hy genade? Wanneer ons nederig is. En wanneer jy nederig is, dan sê jy, ek het niks aan myself nie, ek verwag alles van U, U is my die een wat vir my alles moet gee. Hy sê dit dan vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy daardie genade, wat van hom alleen alles verwag. En dit is hoe ons moet wees, maar op die oomblik is die gemeente nie so nie, hulle het hierdie begeertes in die wêreld, hulle wil dit bevredig het ten alle koste, hulle vra selfs vir God om dit vir hulle te bevredig, en dis sondige begeertes, en daardie sondige begeertes veroorsaak konflik. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde daarvan. Ek begeer myself, en dis 'n ding wat daar van Genesis 3 afkom, he. Dis die leuen waarmee Satan vir Eva verlei het, gesê, julle kan soos God wees daarin, Genesis 3 vers 5, en van daardie dag af het ons 'n begeerte, het ons 'n versmagting om God te wees, om belangrik te wees, om verheerlik te word, en ek begeer dit, en as dit nie gebeur nie, gebeur daar konflik. As ek nie die belangrikste is nie, dan gebeur daar konflik hier rondom my. Of, ek het hierdie smagting om my lewe te bepaal soos wat ek dit wil hê, want dis die leuen van Satan daar in Genesis 3 vers 5. Julle kan soos God wees deur goed en kwaad te ken, en daai deur goed en kwaad te ken beteken, julle kan self besluit wat is reg en verkeerd vir julle in julle lewe. En nou het ek hierdie begeerte, want ek leef met hierdie leuen, ek het hierdie begeerte om my lewe te wil hê soos ek dit wil hê. Nou sit jy daai situasie binne in 'n huwelik in, jy sit daai situasie binne in 'n gesin in, jy sit daai situasie binne in 'n plaaslike kerk in, en dis die resep vir reusagtige konflik, want ons het verkeerde begeertes, ons het daai ek wil God wees begeerte. Wat dan volgende gebeur is, en ons kry dit in Romeine 1 vers 25, hierdie groot ruil vind plaas, daar praat Paulus van ons het die skepsel begin vereer in plaas van die skepper. Hoekom doen ons dit? Want as jy jouself God wil maak, Genesis 3 vers 5, dan het jy goeders rondom jou in die wêreld nodig om dit vir jou te doen. En uiteindelik word daai ding wat jou begeerte bevredig, word uiteindelik jou God. Jy raak afhanklik van hom, jy begin leef vir daardie ding, en dit veroorsaak konflik. Ander mense kan byvoorbeeld so 'n hulpmiddel wees wat my bevredig, en my sondige begeertes bevredig. My posisie, ek is 'n man in die huis, ek is die man in die huis, en ek sê, ek soek respek. Nou, dis nie verkeerd dat die pa van die huis gerespekteer word nie, maar as dit die ding word wat jou lewe bepaal, en jy smag daarna, dis jou begeerte, sien jy wat het gebeur? Iets wat in sigself dalk goed is, het nou die ding geword wat jou begeerte word, in plaas van dat dit God is wat jou begeerte word, en net daarvoor word dit die bron van reuse konflik. Om in 'n verhouding te wees, ek word nou al hoe ouer, en ek is nog nie getroud nie, en dit word die bron van geweldige depressie, en dikmondheid, en ek kan met niemand oor die weg kom nie, en ek onttrek my, dit word die bron van konflik. Hoekom? Het verkeerd om te trou nie, dit is baie goed om te trou, maar dit het die ding geword, wat jou begeerte word in plaas van God, en daar kom die bron van konflik. Gemak kan dit wees, nee. Gemak. So, ek kom, is dit nou toch wat die storie vertel, nou het ek sy naam vergeet, maar, Paul Trippmann, hy vertel van hoe kom hy in die aand by die huis aan laat gewerk, en, kom laat by die huis aan, hier so by 9 uur se kant rond, en hy het al in die kar gesit en dink, hoe gaan hy by die huis kom, en span, en hy gaan vir hom koffie ingooi, gaan eet, gaan sy koerant lekker lees, stap by die huis in, en hier stap hy tussen sy 2 seuns in wat beklei. So, dadelik is jy woedend kwaad, konflik, want jy wou gemak gehad, het jy gemak begeer, en nou doen jy nie jou werk as pa,
om met hierdie twee seuns die evangelie, dit 'n geleentheid te gebruik om die evangelie met hulle te deel. So, daar's hordes goeters wat reusagtige konflik kan veroorsaak, omdat ek 'n begeerte, of 'n ding in die wêreld my begeerte gemaak het. Of dis ek self, of goeters hier om my, dit word my begeerte en daaruit ontstaan konflik. En ons moet dit raak sien. Dis die plek waar konflik begin. Dis wat Jakobus 4 vers 1 tot 6 vir ons leer. Dis verkeerde begeertes. As God my begeerte is, as hy vir my die belangrikste is, dan verdwyn die konflik. Want dan begin ek alles in die regte plek te sit om my lewe is in orde, want God is vir my die belangrikste. En wanneer God die belangrikste is, dan gaan konflik weggaan. Daar sal nooit konflik in die wêreld gewees het as Genesis 3 en die sondeval, waar iets anders as God die begeerte geword het, nooit gebeur het nie. Nee. So, ons konflikte kom van verkeerde begeertes. Nou is die vraag, hoe moet ons dit nou hanteer? Wat moet ons nou hiermee maak? Want nou het ons disippels geword, en die wonder is, ons het nou die evangelie gekry, ons is verlos om slawe te wees van ons begeertes, ons is verlos om kinders van God te wees, en daarom weer hom te kan begeer, en sy goddelike krag, Jesus se goddelike krag, het ons alles geskenk wat tot lewe en tot godsvrug dien. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Daar is nie een versoeking wat oor ons gekom wat nie menslik is nie. God is getrou, hy sal by die versoeking ook die uitkoms gee. Ons is mense wat kan leef met hoop. Ons kan uit hierdie konfliksituasie kom, want ons kan beweeg van verkeerde begeerte na regte begeerte toe. So hoe gaan ons dit hanteer? Nou, Jakobus 4 vers 7 tot vers 10 vertel vir ons hoe dit moet gebeur. En dit gebeur op die weg van waaragtige bekering. En onthou nou, as jy 'n disipel word, dan kom jy tot bekering, wedergeboorte, bekering, geloof, inlywing in Jesus Christus, aanneming as kind van God, regverdig verklaring, heiligmaking. So met ander woorde, wat ek net sê, daai lewe van heiligmaking is ook voortdurend ook bekering. En dis waaroor Jakobus hier praat. Dis disippels wat agtergekom het, hier's konflik in ons lewens. Wat veroorsaak die konflik? Ons het die verkeerde begeerte nou begin raak sien in ons lewens. En wat is nou die ding wat moet gebeur? Wel, bekering. Bekering moet gebeur. Ek hoor hoe praat Jakobus daaroor vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges, weeklaag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word, laat julle gelag en treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Nou, in my opleeswerk lyk dit vir my, en ek stem nogal saam daarmee, dis hoe ek glo die Here met ons hier praat, is dat versie 7 is die samevatting van dit wat nou volg, in vers 8 tot 10. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Dis die plek waarna toe ons wil beweeg in ons bekering, is dat ons onderwerp aan God. Onderwerping aan God beteken, sy koningsheerskappy in my lewe is net die belangrikste. En weerstaan die duiwel, wel dit gebeur deur jou aan mekaar te onderwerp aan die koningsheerskappy van God. Kom ons gaan terug bietjie daarna Genesis 3 toe. Hoe moes Eva die duiwel weerstaan het? Wel, sy moes haar onderwerp het aan die koningsheerskappy van God en gesê, God is vir my die belangrikste. Ek begeer God bo alles. Duiwel, ek begeer nie jou leuen wat jy vir my kom vertel om te sê dat ek soos God kan wees nie. Ek begeer God en ek begeer die posisie wat hy my in geplaas het. Ek begeer hom as koning oor my lewe.
Ek begeer sy wil in my lewe. En wil, dis die eerste 3 bedes van die Onse Vader. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. Here, dit moet vir my werklikheid word. U koninkryk is vir my die belangrikste. Ek wil u heilig in my lewe. Ek wil my eie wil prys gee. U wil wat alleen goed is, daaraan wil ek my onderwerp, soos die engele in die hemel dit doen. So weerstaan ons die duiwel. Hoe kom ons daarby uit? Wel op die pad van voortdurende bekering en heiligmaking. En nou beskryf Jakobus vir ons daai lewe van voortdurende bekering en heiligmaking, dan vers 8, 9 en 10. Hy sê, jy het nou jou verkeerde begeerte ontdek, jy het gesien hoe jy as 'n egbreker weggehoreer het van God af, en na daardie begeerte toe, in plaas daarvan dat jy God begeer het, nou sê hy, wat moet jy nou doen? Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Wat 'n wonderlike oproep tot bekering saam met 'n skitterende belofte. En met daardie oproep tot bekering, saam met daai skitterende belofte, werk die Here ook deur sy woord en gees hierdie bekering in ons op. Hy sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Wonderlik! God wil hê ons as sondaars moet terugkom na hom toe. En nou gaan jy na hom toe. En wat kry jy? Jy kry 'n God wat die bron van lewe is. Jy kry 'n God wat al jou begeertes bevredig. Jy kry 'n God, Jesus, wat vir jou sê, kom na my toe. Of elkeen, hy sê, ek is die brood van die lewe. Elkeen wat na my toe kom sal nooit honger hê nie. Elkeen wat in my glo sal nooit dors kry nie. Sal daar ooit een onbevredigde begeerte by jou wees as jy Jesus het? Nee, want jy begeer die regte God, jy begeer die regte ding en hy is net absoluut oorvloedig genoeg om daai begeerte, daai regte begeerte van jou te bevredig. Jy het jou weggedraai deur die oproep van bekering, van verkeerde begeertes na die regte begeerte, en by Jesus het jy alles wat jy nodig het. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Nou in die tweede helfte van versie 8 word daar vir ons meer vertel oor hoe daai nader gebeur. Hy sê, reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges, en dit gaan oor reiniging van hart. Die hart is die fontein van die lewe, jou optrede vloei daaruit voort, en albei moet rein word. Jou optrede, die hande, jou hart moet rein word. Hoe gebeur dit? Wel, nie, ons kan onsself nie reinig nie. Dit is om jouself te gaan oorgee aan ons genadige, vergewende God. Hoor jy doen Dawid dit, nadat Batsheba vir hom sy begeerte geword het, en 'n oorspelige verhouding vir hom die begeerte geword het, en hy daarna moord gepleeg het, om daai begeerte te bevredig, en hy toe deur die profeet Nathan teruggeroep is, en sê, maar jy is besig om te horeer, Dawid, jy moet tot bekering kom, en Dawid het toe tot bekering gekom, en op die weg van teruggaan na God toe, nader na God, bely hy toe sy sonde, soos volg, en dan hoor ons ook daar, hoe 'n mens hierdie reiniging van jou hart en hande ontvang. Daar in Psalm 51, staan daar hierdie, Dawid sê, in Psalm 51, vers 4 sê hy, versie 3 sê hy, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van die barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. Dis so Dawid daar praat in vers 9 sê hy, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. In vers 11 sê hy, verberg die aangesig vir my sondes, en delg al my ongeregtighede uit. Vers 12, skep in my 'n rein hart, o God, gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Vers 14, gee weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Dis hoe ons reiniging, ons onsself reinig. Ons gaan gee ons oor in die reinigingsbad van Jesus, as ek dit so kan sê. Daar by Jesus is daar reiniging. Hoor hoe praat 1 Johannes daaroor? 1 Johannes sê, vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons
ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, hoofstuk 2. Maar as ons gesondig het, ons het 'n advokaat by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir al ons sondes, nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dis hoe ons reiniging ontvang. Ons gaan terug na God toe. En as jy teruggaan na God toe, gaan jy terug na Jesus toe, by wie daar altyd vergifnis is. Dis Psalm 130. Ek gaan my Bybel daar ook maak. Psalm 130, versie 3 vertel ook daarvan, 'n bedevaartslied uit die dieptes roep ek u aan, o Here. Here, hoor na my stem en laat die ore luister na die stem van my smekinge. As u, Here, die ongeregtigheid in gedagtenis hou, Here, wie sal kan bestaan? Maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Dis hoe ons teruggaan na die Here toe. Dit is hoe ons nader tot God. Ons nader met skuldbelydenis. Ons nader met die bede dat hy ons sal reinig, dat hy ons harte nuut sal maak, en hy beloof dat hy dit sal doen. Dis daaraan waar ons vasgryp. As hy vir ons gewys het, kyk, jy het 'n verkeerde begeerte, jy het van my al weggehoreer. Dis hoekom daar konflik is. Kom nou terug. Nader tot my. En God sal tot julle of nader tot God, en hy sal tot julle nader. En doen dit saam met reinig julleself. Vers 9 sê van Jakobus 4, weeklaag, treur en ween. So met ander woorde, daar moet regtige berou wees. En Paulus sê, dis geweldig belangrik. 2 Korintiërs 7 vers 10, die berou volgens die wil van God werk onberoulike bekering, of die droefheid volgens die wil van God werk onberoulike bekering tot redding. En dan vers 10 sê, verneder julle voor die Here. Dit is niks anders nie as Jesus wat sê, salig is die wat arm van gees is. Daardie nederige sê, ek het niks in myself nie. Here, ek soek van u af genade, en die Here gee oorvloedig. Hy gee oorvloedig. Dit is wat moet gebeur. Daar moet ware bekering gebeur. Weg van die verkeerde begeerte, terug na die Here toe, op die weg van skuldbelydenis, dit van Jesus af ontvang, die verhouding word weer herstel. Ons begeer nou weer wat ons moet, en dan gebeur konflikoplossing. Nou, so ja, ek dink wat baie belangrik hier is dat ons, wanneer ons agterkom in ons eie lewens, is konflik, ons beleef die konflik, ons kom agter, dis 'n verkeerde begeerte, ons kom die begeerte agter, en ek besef dit, en ek bekeer terug na, om God alleen te begeer. Dis belangrik. As ons besig is met berading, hier's 'n konfliksituasie tussen broeders en susters, in die plaaslike kerk, in die huwelik of waaroor ook al, is hierdie 'n geweldige, baie belangrike punt, waarvan ons seker moet maak. Is hier werklike verhouding met God? Is hier werklike besef van ek het 'n verkeerde begeerte? Is hier werklike commitment om te bekeer? Dis geweldig belangrik. Julle sal sien in hierdie boek van Dr. Wayne Mack, skryf hy daar op bladsy 200 en bladsy 200 tot 201, ek wil dit gou vir julle lees. Hy skryf dat hy skryf hierso, when it comes to conflict resolution, there is nothing more important, more practical and more helpful than a vital relationship with Jesus. Ons kan vergeet om werklike konflikoplossing te kry, wanneer daar nie werklike bekering, werklike verhouding met Jesus en werklike bekering is nie. Notice that I said a vital relationship with him. Met ander woorde, 'n lewendige verhouding. There are many Christians who, while having a relationship with Christ, do not have a really vital and deep relationship. Some time ago,
I talked to a woman who was having serious difficulties with her husband and her work associates. Her talk and demeanor indicated that she was very selfish, demanding, critical, and hard to get along with, but she took no responsibility for any of the difficulties. Since she claimed to be a Christian, I asked her what that meant. She gave me the standard answer, and I continued, well, let me ask what difference Jesus Christ makes in your life on a day-to-day basis. How did Jesus influence your relationship with your husband today? What difference did Christ make down at your job yesterday? Nou, en dan gaan hy nou so aan en dan vertel hy van die vrou wat uiteindelik kom mens agter, daar is nie werklik 'n regtige verhouding met Jesus nie. En ek dink dis baie mal 'n geweldige krisis in ons kerke, in ons gesinne, is dat ons het hierdie sondige begeertes in die wêreld in. Ons probeer dit bevredig, dit werk nie, dit veroorsaak konflik. En dan wanneer ons hierdie konflik hanteer, maar ons het nie die verhouding met God probleem aangespreek nie. Ons het nie, maar begeer jy God waaragtig aangespreek nie. Is daar by jou 'n bekering van, is daar by jou regtige sondebesef om agter te kom, waarmee is ek besig as ek iets anders as God begeer? Ek is besig met afgoderry, en as dit die styl van my soort lewe is, dan moet ons nie begin met allerlei planne met konflik, oplossing en al hierdie goed soos kom ons begin die pad van met 18 loop, of kom ons begin kyk na die fynere detail van wat veroorsaak my probleme in die verhouding, of wat, dit help niks. As jy nie God begeer. As jy nie God begeer nie, dis wat Jakobus vir ons sê, as daar nie waaragtige bekering terug is en sê, maar God is my begeerte, die belangrike een in my lewe, dan gaan al daai ou plannetjies wat ons het, om berading te doen, en nie goed uit te sorteer, en konflik op te los, net maar glad nie werk. Want jou begeerte is verkeerd. En solank jou begeerte verkeerd is, sal jy altyd konflik. So ons moet daar regtig daarna kyk. Ek dink belangrike vrae wat 'n mens hier moet vra, daai vraag wat Dr. Wayne Mack vra, dit gaan nie net oor, het jy ergens in die verlede tot bekering gekom nie? En dan kan ek vertel, ja, hoe ek tot bekering gekom het, en ons ouens sal nog sê, ja, ek het op daai en daai dag tot belyns van geloof afgelê, ek het 'n dag en 'n datum, ek kan jy tot 'n sertifikaatjie daarvoor wys, en weet jy wat? Vraag is bekering 'n werklikheid vandag in jou lewe? Is Jesus Christus vandag 'n werklikheid in jou lewe? Is ek besig om vandag God te begeer? En is ek vandag besig om agter te kom hoe ek hom nie begeer nie? Is ek besig om tot hom te nader, omdat hy my die belofte gee, dat hy gesê het, as ek bekeer, sal ek hom vind? Is ek besig om daaroor berou te hê? Is ek besig om daaroor myself werklik in nederigheid, arm van gees voor God te stel? Is dit 'n werklikheid van my lewe vandag? As dit nie vandag 'n werklikheid in jou lewe is nie, dan gaan hierdie hele berading ding oor konflikhantering nie werk nie. En ek dink 'n mens moet regtig fokus, baie sterk fokus op daai verhouding met God ding. En as dit nie 'n plek is nie, dan moet 'n mens die pad stap met die res van die ouderlinge, want dan is daar werklik ernstige verhouding met God krisisse. En as daar verhouding met God krisisse is, dan moet 'n mens begin vra, maar hoe op aarde werk ons deel wees van die geloofsgemeenskap dan? Dit is 'n baie belangrike ding wat ek dink ons moet doen. Die derde ding, so die eerste ding is, ons moet agterkom dat ons probleem lê by verkeerde begeertes. Dis ons konflik gaan hanteer, begin by verstaan, as jou begeertes, besef wat is daai begeertes. Die tweede ding is, dan moet regtig 'n bekering kom, met ander woorde, gaan terug na God toe, hy moet my begeerte wees, bely daardie verkeerde begeertes, kom staan, hê regtige berou, staan in 'n posisie van nederig wees voor God, verwag van hom alles in jou ganse lewe, hy moet jou begeerte word. En dan die derde ding is,
daardie konflikhantering, die oplossing van die konflik moet nou, wanneer daar regtige bekering is, moet dit dan gebeur in lyn met die koningskap van God of die koningskap van Jesus alleen. En dis iets wat uitkom daar uit Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God. Dit is waar ons op die weg van ware bekering moet kom, ons moet ons gaan stel uiteindelik onder die koningskap van God en die duiwel se koningskap oor ons lewe, of dit wat hy wil hê, weerstaan met alles in ons. Ons moet ons onderwerp aan die koningskap van God. En dan moet 'n mens gaan vra so, wat sê die koningskap van God dan vir konflikhantering? Nog 'n voorbeeld van daai om jou onder die koningskap van God en van Jesus te stel is Jesus se oproep daar in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee, en sê en neem my juk op julle. So as jy na Jesus toe bekeer, dan kom staan jy onder sy juk, onder sy koningsheerskappy. En hy sê leer van my. So ons moet dan Jesus se koningsheerskappy en die lering wat daarmee saamkom ten opsigte van konflikhantering toepas in ons lewens. Kom ons kyk na 'n paar punte daar rondom. Nou, ek moet sê, wanneer 'n mens dan nou werk met die spesifieke goed wat Jesus sê oor konflikhantering, dan kan 'n mens, ek het nou 'n hele klomp goed hier genoem, en 'n mens kan oor elkeen van hierdie klomp goeters weer stilstaan en nog dieper daarop ingaan. Maar ek dink, as 'n mens net kyk na, kom ons kyk na die eerste een wat ek daar genoem het, Matteus 5, vers, nou by Matteus 5 kom, Matteus 5 versie 22, waar Jesus sê, vers 23, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en het jou daarby vul, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daarvoor op die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Nou Jesus praat hier binne die konteks van die Ou Testament erediens, en bring jou gawe. En dan sê Jesus, weet jy wat? Daar kom jy agter jou broer het iets teen jou. Met ander woorde, daar's 'n konfliksituasie tussen jou en jou broer. En dit val jou nou by, daar waar jy jou gawe na die altaar gebring het, jy besef daar, toe jy daar by die altaar kom, hier is nie iets reg tussen my en my broeder nie, hy het iets teen my. Dan sê Jesus, los jou gawe net daar. Met ander woorde, wat Jesus vir hom sê, weet jy wat? Konflikoplossing is belangriker as die voltooiing van jou erediens. Gaan sorteer jy jou probleem met jou broer uit. Konflikhantering is dis baie belangrik wat Jesus sê hier is. Moet dit nie los nie. Dis prioriteit. Dit moet uitgesorteer word. Hoekom is dit so 'n belangrike prioriteit? Want die geloofsgemeenskap moet eenheid wees. Dis goed as broeders saamwoon. Wat help dit jy's besig om aan God erediens te bring, maar daar's 'n konflikprobleem tussen jou broer. Jy en jou broer, dit sê daar's 'n verkeerde begeerte probleem tussen jou en jou broer, wat nie opgelos is nie. Dit moet opgelos word. As 'n mens kyk na Efesiërs 4, so dan staan daar so, word hierdie selfde ding weer ingehamer. Daarso sê Paulus vir ons, die apostel van ons Here Jesus, hy sê, lê die leuen af en spreek die waarheid met mekaar, elkeen met sy naaste. So moenie goed opkrop nie, praat met mekaar, moet dit nie los nie. Hy sê in vers 27 of vers 26, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. So sake moet sonder verwyl uitgesorteer word. Dit moet uitgepraat word. So hoe praat ons met mekaar? Ons moet praat op 'n manier wat genade gee. Dit is hoe konflik hanteer word. Gee genade aan mekaar. Laat daar geen vuil woord uit julle mond gaan nie, sê Efesiërs 4 vers 29. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, vir die nodige opbou, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. So, dis belangrik, prioriteit, doen dit dadelik, doen dit op 'n manier waarop jy genade gee, wees nederig, en dit is 'n ding wat uitkom uit daai op weg wees na bekering nie. As ek daar voor God staan, en ek is iemand wat voor God bely dat Here, ek het 'n verkeerde begeerte gehad, dis hoekom hierdie konfliksituasie in my lewe daar is, my begeertes is nie reg nie. Wat het ek voor God? Ek staan daar voor God as 'n egbreker, as 'n hoereerder.
Dit moet my nederig maak. Dit moet vir my sê, weet jy wat, jy's niks, jy's 'n mens wat alleen leef uit genade. En God het dit vir jou gegee. Nou gaan jy na jou broer toe en jy begin hierdie pad van konflikoplossing doen. Hoe gaan ek na hom toe? Deur hom uit te trap, deur hom met hom mislik te wees, deur harde woorde. Nee, ek kom in nederigheid want ek is iemand wat self genade ontvang het. En ek praat in groot nederigheid en ek gee genade want ek het genade ontvang. Dan doen ons dit verder op die pad van Matteus 18. Matteus 18 is ook deel van wat Jesus ons koning vir ons gee om konflik uit te sorteer. In Matteus 18 sê Jesus hierdie woorde, in vers 15 sê hy, en net daar kom, hy sê, en as jou broeder teen jou sondig, so daar is 'n konfliksituasie, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. So daar's die ding wat ons moet doen. So hier's 'n konfliksituasie. Die verkeerde ding om te doen is nou, hier's 'n konfliksituasie tussen jou en jou broer. Die verkeerde ding is om te doen, om met 'n klomp ander mense daaroor te gaan praat. Jesus sê, gaan praat met hom, alleen. Dit is wat Jesus se weg is vir konflikoplossing. Dan staan daar, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Nou ja, daar het dan die pad, as daar dan met iemand is dan wys, dat ek gaan nie versoen nie, ek gaan nie konflik oplos nie, met ander woorde, my begeerte is my belangriker as God se begeerte, God se koningskap oor my lewe, dan wys hy mos nou duidelik uit, hy's nie 'n disipel nie, en dan word hy uit die gemeente uiteindelik afgesny. Maar, wie van ons loop hierdie pad? Wie van ons loop hierdie pad? So baie man sê, maar ek is nie lus, daar is vir konflik nie. So wat was jou begeerte? Gemak. Nie om te doen wat die Here sê nie, maar wat vir my meer belangriker is. Daar's met ander woorde konflik wat nie opgelos word nie, wys ook weer eens 'n verkeerde begeerte by ons uit. En dan moet ons tot bekering kom daarby. Ons moet agterkom, ons is besig om te horeer. Ons moet God begeer, en as jy God begeer, dan begeer jy ook sy koningskap, heerskappy oor jou, en sy metode van konflikoplossing. Nou, as ek hierdie vir julle vertel, dan bely ek ook dadelik my eie sondigheid as dit kom by hierdie soort van goed. Ek is iemand wat baie maklik maar net iets los en koop dit gaan weg. Maar nee, so wat is my sondige begeerte daar? My gemak, ek is nie lus om Jesus te volg in dit wat hy vir my sê op die weg van konflikoplossing. Dan, die volgende punt wat julle daar op die skyfie sal sien is, dis konflikoplossing gebeur op die pad van vergifnis gee. As jy mens kyk na Matteus 6, vers 14 en 15, waar Jesus sê, as julle die mense hulle sonde vergewe, sal julle Vader in die hemel julle sonde ook vergewe, maar as julle die mense hulle sonde nie vergewe nie, dan hou God die sonde teen jou. Markus 11 vers 25 sê, as jy dan staan en bid, en jy het iets teen jou broeder, of as jy staan en bid, vergeef as jy iets teen jou broeder het, sodat jou Vader jou ook kan vergewe. In Lukas 17 gaan dit oor jou broeder wat teen jou sondig, en jy gaan praat met hom, en hy het berou, en hy vra jy om te vergewe, dan sê die Here, jy moet hom vergewe. Al is dit 70 keer op 'n dag, jy moet dit doen. Dit is die weg waar langs konflik opgelos word. Dit gebeur op die weg van ons gee vergifnis, en ek vra vergifnis, en ek ontvang vergifnis, en ek gee vergifnis. Dis wat God gesê het. En dan sê hy ook vir ons, hoe ons daai vergewe moet doen. In Efesiërs 4 vers 32, ek wil net my Bybel daar oopmaak, sê Paulus vir ons,
maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek dink een van die sessies wat julle al gedoen het oor vergifnis gegaan, maar daai vergifnis het, wat ons so vir mekaar gee, alles te doen met konflik-uitsortering uiteindelik. En daai vergifnis wat ons mekaar gee, is soos God vir my gegee het. En dan die laaste punt wat ek daarop het, ons moet begin werk met ons gemeenskaplike doel. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 sê Paulus dat Christus vir ons gesterf het, sodat ons nie meer vir onsself moet leef nie, die begeerte, maar vir hom wat vir ons gesterf en opgestaan het. So sien julle die begeerte verandering wat daar gebeur. Hy sterf vir ons, sodat daar 'n begeerte verandering kan plaasvind. Ek is van nature in my totale verdorwenheid, iemand wat myself begeer, ek het myself lief, ek wil myself vir God, alles moet om my gaan. Ek word verlos van daardie begeerte, om 'n begeerte te hê na God en na Christus. Nou, natuurlik, as ons op die weg van wedergeboorte en bekering disippels van Jesus word, dan is dit reeds 'n werklikheid dat ons daai begeerte het, maar daar's ook 'n nog nie kant. Dis hoekom daar 'n lewe van heiligmaking is, waar ons die ou mens aflê wat homself begeer, die nuwe mens opneem wat God begeer. En maar as broers en susters saam hierdie begeerte het, dan kan ons vorder op die pad van konflikoplossing. So ek dink hier's 'n paar belangrike punte. Konflikoplossing. Konflik is daar omdat ons verkeerde begeertes het. Konflikoplossing begin by besef dat verkeerde begeerte. Kom radikaal daaroor tot bekering in lyn met Jakobus 4 vers 7 tot 10. En dan, as jy tot bekering kom, dan beteken dit jy onderwerp jou aan God. Jakobus 4 vers 7. Dit beteken jy onderwerp jou ook aan God se wil vir konflikhantering, en dan gaan ons daardie goed gaan wat ek nou hier vir julle op die skyfie op het. En dit beteken ook, ons het hierdie reusagtige sterk saambindende ding. In ons konflikoplossing gaan dit nie maar net om beter verhouding of weer gemaklike lewe dat daar nie konflik is nie. Dit gaan daarom dat ons saam God moet begeer. Hy moet vir ons die belangrikste word. Sy wil moet vir ons die belangrikste word. En daarom werk ons aan konflikoplossing, en daarom het ons ook hierdie wonderlike hoop dat ons daar kan uitkom. Want hy wat vir ons gesterf het vir ons gesterf, sodat ons nie meer vir onsself lewe nie. Ons begeerte is nie meer vir onsself nie, maar dat ons vir God leef. Ons hoop is in Christus Jesus wat vir ons kruis toe gegaan het en opgestaan het uit die dood, om 'n nuwe volk te hê, wat weer kan saamleef, wat weer Psalm 133 vers 1 kan sê, wat sê, kyk hoe goed is dit, en hoe lieflik is dit, as broeders saamwoon. Nou, ek wil afsluit, deur te sê, daar die heel laaste punt op hierdie skyfie, ons moet hieraan commit. As ons disipelskap onderrig doen, of as ons Bybelse berading doen binne 'n konfliksituasie, dan is dit baie belangrik dat ons seker maak dat die werklike bekering is, dat die werklik verhouding met God is, dat daar 'n commitment aan bekering is. Sonder dit, nie konflikoplossing nie. Die tweede commitment wat ons moet maak, is 'n commitment aan koningsheerskappy van God in my lewe, die onderwerping aan God, en dan ook aan sy pad van konflikoplossing. Commitment is geweldig belangrik, want as ons nie daardie oorgawe, daardie commitment maak nie, dan is daar die vordering op hierdie pad, en dit is hoe die evangelie altyd werk. Die evangelie bring vir ons, of die woord bring vir ons die evangelie oor, dit bring vir ons die waarheid oor, dit sê vir ons, hier is die pad, dis wat ons moet doen, om by konflikoplossing te kom, en nou is die vraag, wat maak jy hier mee? Moses sê, in Deuteronomium 30 vers 19,
Ek het vandag vir julle die lewe en die dood voorgehou, die seën en die vloek. Kies die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Daar's hy, commit. Ook aan die manier, God se manier van konflikoplossing. Joshua sê vir die volk daar in Joshua 24 vers 14, hy sê, kies wie julle wil dien. Wat my betref, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons het 'n commitment gemaak. Ons begeer die Here en ook sy weg vir konflikoplossing. Jesus sê dit daar aan die einde van sy bergpredikasie in vers 13. Hy sê, gaan in deur die nou poort en loop op die smal pad, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf gaan. En daar is baie wat op daai pad gaan. Maar daar is min wat kies vir die lewe. Maar kies die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Kies om God te begeer. Kies ook sy begeerlike weg van konflikoplossing. Nou ja, daar is ek nou klaar met hierdie sessie oor konflikoplossing. Soos ek gesê het, ek gaan my PowerPoint slides vir julle stuur en dan ook hierdie klas geen notas. Baie dankie julle.